Dis 8 uur. Welkom in Nagrus. Oom Martiens blik het voor sonopvoggend hoogs ontstoke by die polisiestasie ingestorm. Konstabel Abel Leroux, kleinneef van meneer Leroux, die skoolhoof van Laerskool Nagrus, was besig om te dagdroom, of is dit nou nagdroom, met sy voet op die toonbank van die aanklagkantoor. Oom Martiens se geswets het konstabel Abel uit sy droom laat skrik en verward uit sy stoel uit laat regopspring. Met die opspring het sy pistool onder aan die stoel se armleuning vasgehaak. En as dit nie vir sy nommer 14 stewels was nie, het konstabel Abel hom uit sy broek uitgespring met die vashakslag. Oom Martiens het net so groot geskrik en amper vergeet hoekom hy by die polisiestasie was. Een van die donkies het hard gebalk en oom Martiens se geheue verfris, wat hom van vooraf boos gemaak het. Konstabel Abel se eerste gedagte was dat iemand oom Martiens se donkiekar gesteel het. Dit was erger. Een of ander, of meer, booswigte, het oom Martiens se donkiekar gevandaliseer. Oom Martiens het so te kere gegaan dat konstabel Abel dadelik eers vir sergeant Frikkie Botha van die Botas van Noep geskakel het. Sergeant Frikkie het dadelik polisiestasie toe gejaag om te kyk wat oom Martiens so opgewerk het. Tot oom Martiens se groot ontsteltenis het sergeant Frikkie se lag deur Nagrus gebulder toe hy sien waaroor die bohaai gegaan het. Iemand of twee het geel en blou strepe op die sykante van die donkiekar geverf. 'n handgetekende polisiewapen is op die sykante van die wakus waarop oom Martiens gewoonlik sit, geverf. Dis deur 'n ware kunstenaar gedoen. Die fynste besonderhede is ingeverf. Die polisiewapen was 'n presiese, maar handgeverfde replika van die plakker op die deur van die ou skedonk van 'n vangwa wat agter die polisiestasie se buitetoilet geparkeer staan. Sergeant Frikkie het gedink dis hysteries snaaks. Konstabel Abel was verlig dat die donkiekar nog al sy wiele het. En oom Martiens was woedend dat enig iemand die vermetelheid het om sy geliefde donkiekar so te skend. Dis nie asof dit oom Martiens se enigste vervoer is nie. Oom Martiens besit 'n babablou Isuzu bakkie en 'n vorige eeuse BMW met 'n afslaandkap. Maar sy kosbare donkiekar bly sy eerste keuse wanneer hy in Nagrus wil rondrits. Nadat sergeant Frikkie homself tot bedaring gebring het, het hy voorgestel dat oom Martiens vir die dag patrollie kan ry as 'n ere polisielid. Oom Martiens was eers effens huiwerig, maar 'n polisiekeps uit die stoor, 'n blink sakwapen en sergeant Frikkie se middagete kosblik het die onderhandelinge beklink. Die knopkierie is uit die wakus voor op die donkiekar gehaal en oom Martiens was reg om enige boewe te laat les opsê. Hy het stadig deur die dorp se strate gery, 'n regte misdaadbevegter. En almal in Nagrus het ons nuwe polisiekar en patrolleerder bewonder. Gawie van die slaghuis het oom Martiens gestop en 'n karbattery voor op die donkiekar gelaai. Oom Grootfelies Vielander, Nagrus se selfaangestelde brandweerhoof, het 'n blou lig uit die brandweer se stoor laat haal en aan die karbattery gekoppel. Oom Martiens was heel in sy skik met sy flitsende blou lig en blink sakwapen, terwyl hy aan sergeant Frikkie se konfytbroodjies gesmil het. Konstabel Abel was glad nie ingenome met die stand van sake nie, veral omdat hy patrollie moet ry met 'n staatsuitgereikte dikwiel fiets. Die fiets het nie eens 'n klokkie nie, wat nog te sê 'n flitsende blou lig. Oom Martiens is nie 'n ou vir konflik nie. Hy het konstabel Abel se lang lip een kyk gegee en hom dadelik saamgenooi. Die twee het heeldag onder die bloedige son misdaad bestry en die Nagrissers veilig laat voel. Teen sononder het hulle 'n redelike lywige lys van suksesse behaal. Tantryda se grys kat, se gees, is uit die ouete huis se stoorkamer gered. Matrone se kluisvrou juwele is in 'n geheime plek vasgemessel. Die vullis by die ouete huis is ook sommer verwyder, siende dat ons twee helde daar was. 12 loterykaartjies vir môre se jeugskywedstryd is verkoop ten bate van die Sistersvereniging. Isak se supermark se 3 verlore asblikke is onder die brug by die afvalsterrein opgespoor en Gertjie Smal se kop is tussen die tralies by die wiskundeklas van die laerskool losgewikkel. Dit was regtig 'n opwindende dag vir ons twee wetstoepassers
op hul blou lig gevaarte. In ander nuus, oom Koos het volkome herstel van sy besering die dag voor die kerkbazaar, maar hy weier nog steeds om uit isolasie te kom. Hy weier ook dat tant Silly of tant Treida enigstens naby hom toegelaat word. Matrone het vir Dr. Swanepoel gevra om 'n sielkundige uit Springbok te laat kom. Sy het Dr. Swanepoel oortuig dat oom Koos professionele hulp nodig het om deur sy traumatiese ervaring te werk. Persoonlik dink ek hy geniet die rus en vrede. Hy het nie 'n kopdokter nodig nie. Op die kuns- en kultuurfront het Sybrand van Niekerk, Nagrus se epiese vioolspeler en die Benadies ingestem om klein Franna Benadie se vioolklasse na vroeër in die middag te skuif. Hulle besef dat dit beslis beter vir almal se senuwees en veiligheid sal wees. Die enigste sportsnuus is dat die manne hard aan die oefen is vir môre se kragmeting teen Garries op Nagrus se hekskeibane. Giel van die weerstasie voorspel dat môre mooi weer en versengend warm gaan wees. Net die regte omstandighede om Garries se manne op hulle neuse te laat kyk. Die hele Nagrus sal môre daar wees om ons kampioene op die hande te dra. Hiermee die einde van die nuus. 'n Soete nagrus.